Goeiedag en welkom vandag weer by Woordspeel. Vandag trek ons al by Exodus hoofstuk 33 en ek gaan vir jou twee verse lees wat nie op mekaar volg nie. Exodus 33 vers 11 en dan Exodus 33 vers 20. En my tema is binne die tent versus buite die tent. Ek lees vir jou vers 11. Binne in die tent het die Here met Moses gepraat soos vriende wat gesels en mekaar in die oë kyk. En dan vers 20. Hy sê toe vir hom: jy durf nie my gesig sien nie. Geen mens sal bly leef as hy sien hoe die Here lyk. So in hierdie baie hoofstuk is daar 'n interessante teenstelling, 'n verskynbare teenstelling. In vers 11 lees ek dat Moses in die tent van ontmoeting met God praat. Hy het van aangesig tot aangesig gemeenskap met God. Maar in vers 20 sien ons dat toe Moses vra om God te sien buite die tent, het God gesê dat niemand sy gesig kan sien en bly leef nie. So, hoe maak dit sin? Wel, in die eerste plek dink ek, moet ons Jesus Christus hierso in raak sien. Jesus is nog altyd God se gesig wanneer hy met mense werk. Jesus self het gesê, niemand het nog ooit die Vader gesien behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun kies om hom te openbaar. Dit het Jesus self gesê. So wanneer Moses dus met God in die tabernakel ontmoet, is dit vir my simbolies van hoe God deur Jesus homself in ons midde bekleë het, sodat ons hom kan sien en nie sterf nie. Johannes sê self in Johannes 1 vers 14, dat Jesus, toe hy mens geword het, het hy onder ons kom woon, en die woord wat daar gebruik word is tabernakel. Wanneer ons God wil of sien in Christus, sal ons bly leef, sal ons van aangesig tot aangesig met hom verhouding hê, en intiem met hom kan wees. Maar wanneer ons God wil sien, sonder dat hy homself bekleë in Jesus, sal ons sterf. Niemand kan die Vader sien behalwe deur Jesus. Niemand kan in verhouding met Vader staan behalwe deur Jesus. Niemand kan intiem naby aan God wees behalwe in en deur Jesus. In Jesus kan ek God van aangesig tot aangesig ken, in sy oë kyk en nie sterf nie. Jesus is God wat homself in die tabernakel bekleë en met ons ontmoet. Dank God vandag vir Jesus. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U Uself met menslikheid kom bekleë het, en want anders sou ons nooit met U kon 'n verhouding hê nie. Nie met die Vader nie, nie met die Heilige Gees, niemand van aangesig tot aangesig nie. Net in U is dit moontlik, Jesus. En ek vat dit en ek gaan in daardie verhouding leef, in U en deur U. Dankie Jesus. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot volgende keer. Die Here seën jou.